Om sonde reg te verstaan verander ook hoe ons oor vergifnis dink. Hier is hoe ons dit verstaan. Ons het 'n verhouding met God en wanneer ons sondig, kies ons om besluite te neem sonder sy inspraak in ons lewens. Dus sê ons eintlik, ek kan dit self doen, ek het hom nie nodig nie. Ons is vergewe deur die gawe van genade. Dit is die openbaring wat ons ontdek. Vergifnis is 'n geskenk van God se genade. Dit beteken jy kan dit nie verdien nie en jy hoef dit nie te verdien nie. Jesus los ons nie stikkend nie. Hy tel ons op, genees ons en maak ons vry. Hierdie week ontdek ons een van die belangrikste konsepte wat jy as gelowige ooit sal ontdek. Ons praat oor vergifnis, 'n geskenk ontvang deur geloof, heeltemal verniet. Daar is 3 konsepte wat ons vandag wil bespreek om jou te help om vergifnis ten volle te verstaan en ons hoop dit word deel van jou storie. Hier is die eerste punt waarby ons wil stil staan. Ons is vergewe deur die gawe van genade. Dit is die openbaring wat ons ontdek. Vergifnis is 'n geskenk van God se genade. Dit beteken jy kan dit nie verdien nie en jy hoef dit nie te verdien nie. Genade is 'n belangrike konsep wat reg deur die Bybel na verwys word. Dit is 'n geskenk wat ons ontvang, nie op grond van ons goeie dade nie, maar bloot omdat God genadig is. Ons verdien dit nie. Hy gee dit heeltemal verniet. Hoekom? Want God is liefde. Om lief te hê is net deel van wie hy is. Genade is om alles van God se goedheid te ontvang, totaal en al verniet, want Jesus het die prys daarvoor betaal. Dit is alles as gevolg van God se hart vir sy mense en omdat hy vir ons lief is. Met ander woorde, dit is geskenk wat God met oorgawe aan ons gee, nie deur enige iets wat ons reg doen nie, maar as gevolg van wie hy is. Hier is 'n storie wat dalk genade in beter perspektief sal sit. Daar is 'n student wat akademies sukkel, nie as gevolg van 'n gebrek aan intellek nie, maar as gevolg van moeilike omstandighede. Die student doen aansoek vir 'n beurs, maar hy weet sy punte is nie eintlik op standaard nie. Die kans dat hy die beurs kry, lyk nie goed nie. Tot sy verbasing ontvang hy die nuus dat hy die beurs kry. Nie omdat hy ewe skielik eksamens begin slaag nie, maar omdat die keringskomitee waarde in hom gesien het en geluister het na sy storie. Hulle het besluit om in hom te belê uit 'n plek van vrygewigheid en hoop vir sy toekoms. Dit alles ten spyte van sy prestasies of gedrag in die verlede. Die storie vertel van ons iets van genade. Die beurs is onverdiende guns. Die student se punte was nie op standaard nie, maar tog was hy die beurs toegeken. Dit is 'n geskenk gegee uit goedhartigheid en 'n begeerte om sy welstand te sien verbeter. Hierdie onverwagte geskenk bemagtig die student om sy potensiaal te bereik en verder totaal en al dalk sy toekoms te verander. Now, Paul also writes about this to the church in Colossians 2, verse 13. And he says, when you were dead by your sins, and also in the uncircumcision of your flesh, God made you alive in Christ. And now he says, he forgave all of our sins. So Paul now continues to help us to understand what forgiveness means. Number one, he cancelled the charge of our legal indebtedness that stood against us and condemned us. And he took it away and he nailed it to the cross. And number two, he disarmed the powers and authorities, made a public spectacle of them, and triumphed over them also by the cross. So let's discover then, what does that mean for us? If we get to understand that Jesus forgave all of our sins, I think the first discovery for me was a very personal discovery. There was a moment where God had a list of all the accusations against me. And you know, all of the guilt and the shame that comes along with that. Jesus took that note with all of its accusations, and he paid in full with the sacrifice of his life on the cross. He actually died in my place. And if I think about that, it's just so much gratitude in my heart to also discover that Jesus also removed
the power that sin used to have over us, so that we can now conquer it by receiving this gift of grace. Saam met die geskenk van genade beleef ons 'n verhouding met God en besef ons sonde definieer my nie meer nie. Om sonde reg te verstaan verander ook hoe ons oor vergifnis dink. Hier is hoe ons dit verstaan. Ons het 'n verhouding met God en wanneer ons sondig, kies ons om besluite te neem sonder sy inspraak in ons lewens. Dus sê ons eintlik, ek kan dit self doen, ek het hom nie nodig nie. Dit is die oorsprong van sonde waarvan ons lees in die begin in Genesis 3, toe God Adam en Eva geskep het. Hy het hulle toegang gegee tot die hele tuin, behalwe die boom van kennis van goed en kwaad. Hulle kon nie die versoeking weerstaan nie, en dit het negatiewe gevolge gehad vir hulle en vir die hele mensdom. Ons almal word deur daardie fout beïnvloed. Sonde is 'n hartsgesindheid wat sê, ek wil my lewe op my eie manier leef sonder God. Dis presies wat met Adam en Eva gebeur het. Hulle het op hulself vertrou en nie op die liefdevolle leiding van God nie. Paulus beskryf sonde as 'n kragtige stroom wat ons wegtrek van God se plan vir ons lewens. Sonde is nie iets wat ons doen nie. Dis 'n toestand waarin ons vasgevang is. Dit lei ons weg van 'n wonderlike lewe waarvoor ons geskape is. Dis soos om weg te draai van die lig, al is die lig reg langs jou. Sonde is in sy wese ongehoorsaamheid aan God. Dit laat ons die doel waarvoor hy ons gemaak het heeltemal mis. Daar is wel 'n draaipunt in hierdie storie. Jesus het nie gewag dat ons ons lewens regmaak nie. Terwyl ons nog sondaars was, het hy vir ons gesterf. Dit is genade in aksie. Liefde wat na ons toe kom, selfs wanneer ons in die teenoorgestelde rigting hardloop. Dis hoekom ons genade nodig het. Ons het Jesus nodig. Ons het 'n verlosser nodig. Jesus se verlossing herstel ons verhouding met die Vader. Dit is waarmee Jesus afgereken het toe hy vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Ons sondes is vergewe. Nou weet ons wat is sonde en genade. Daarom ontdek ons dan dat God se genade ons bemagtig om in ons roeping te wandel, om 'n lewe te leef wat geïnspireer is deur hom. Paulus stel dit so: die liefdevolle goedheid van God wat verlossing bring, het inderdaad vir almal sigbaar geword. Dit voed ons op om die goddelose leefstyl en die wêreldse begeertes af te lê en gebalanseerd volgens die wil van God en toegewyd aan hom in die huidige tyd leef. Baie mense dink genade is net God se manier om ons onskuldig te verklaar. 'n get out of jail free kaartjie. Maar genade is soveel meer as net vergifnis. Dit is krag. Dit is nie net vergifnis nie, dit gee jou die krag om anders te wil leef. Dink aan iemand wat deur 'n donker tonnel loop met 'n lantern in die hand. Die lantern verlig die pad sodat hulle weet waarheen om te gaan. Dit is wat genade is. Genade gee jou die moed om aan te hou loop, selfs wanneer die pad moeilik en donker is. En soos jy aanstap, sien jy waar God se genade die regte waardes en beginsels verlig. Grace trains us like a personal trainer to accomplish a standard of living that we could not achieve previously on our own. It's just like a personal trainer in a gym where, at first you could only lift the weight 5 or 6 times, but the trainer is there to encourage you and to show you how to take that weight and to lift it multiple times. In the same way, grace now trains us to renounce ungodliness. We believe that we have the power to say no to people and maybe to our own desires that will try and pull us back into a life of godless living. Genade help ons om 'n lewe te leef wat ons nooit op ons eie sou kon leef nie. Dit vergewe nie net jou verlede nie, dit berei jou voor vir jou toekoms. Genade is soos 'n afrigter. Hy leer jou om nee te sê vir dinge wat jou verhouding met God belemmer en ja te sê vir 'n lewe van doelgerigtheid, vrede en gesonde waardes. Dink aan Jesus as jou persoonlike afrigter. Nie iemand wat aan die kantlyn staan en wag dat jy misluk nie, maar iemand wat langs jou stap, jou aanmoedig en jou krag gee om aan te hou groei.
God se genade los ons nie soos ons is nie. Dit verander ons van binne na buite. Stel jou voor, jy staan voor God en hy sê, jy is vergewe. Nie omdat jy alles reg gedoen het nie, nie omdat jy jou foute reggestel het nie, maar omdat Jesus die prys betaal het. Hier is die goeie nuus. Jesus los ons nie stikkend nie. Hy tel ons op, genees ons en maak ons vry. Jy is vergewe en sy genade leer jou daagliks om gesond te lewe.